Goeiemôre, dit is Sondag die 28ste Desember. Baie welkom by die diens van NG Gemeente Skotbere. Vanoggend lees ons Jesaja 63 vers 7 tot 9 en ons tema is vreugdevol te midde van. Ja, dit is 'n voorreg om as kinders van God saam te wees. Dit is 'n voorreg om te weet dat God hier is, dat hy is waar ons is. Nie omdat ons op 'n heilige plek is of in 'n gebou is wat aan God behoort nie, maar omdat ons sy kinders is. En sy woord ons verseker, daar waar sy kinders is, daar is hy teenwoordig. Deur sy Heilige Gees, in ewigheid sal ons by hom wees. Het is my voorreg om jou te groet namens die Here, en vir jou te kan sê genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam lees Jesaja 63 vanaf vers 7 tot by vers 9. Vreugdevol te midde van. Here, as ons vanoggend saam Bybel lees, mag ons iets hoor van u hart en u liefde vir ons. Mag ons iets hoor van u teenwoordigheid in ons lewens. Dankie Here dat ons kan stil word as 'n gemeente. Dat ons kan stil word as gelowiges en weet dat u met ons praat. Weet dat u Here vir ons hier is. Maak ons gehoorsaam. Maak ons mense wat luister. Mense wat doen. Spreek Here, u kinders luister. Amen. Jesaja 63. Die troue liefde van die Here sal ek vermeld. Die lofwaardige dade van die Here. In ooreenstemming met alles wat die Here aan ons bewys het, die oorvloedige guns vir die huis van Israel, wat hy in hulle bewys het. In sy ontferming en oorvloedige liefde het hy gesê, my volk is hulle beslis, kinders wat nie bedrieglik sal optree nie. En so het hy vir hulle 'n verlosser geword. In al hulle nood was ook hy in die nood. Die engel van sy teenwoordigheid het hulle verlos. In sy liefde en medelee was dit hy wat hulle vrygekoop het. Hy het hulle opgetel en hulle gedra, alle jare, van lank gelede af. Vers 10, maar hulle was opstandig en het sy Heilige Gees bedroef. Dis 'n baie interessante gedeelte wat ons lees. Jesaja bring bemoedigende troos vir Israel, dat God vir hulle lig bring. Hy wil vir hulle opnuut laat besef, dat God daar is, dat hy die een is wat hulle nog altyd gedra het, dat hulle aan hom kan vashou, want God se liefde is getrou, dat hulle kan seker wees van 'n God wat hulle gaan red. En in 2000 jaar sedert Jesus gebore is, het nog niks in hierdie wêreld verander nie. Het hierdie belofte, hierdie sekerheid wat Jesaja het, ook nie verander nie. Kan ons ook vandag nog daaraan vashou? Kan ons ook vandag nog sê, maar God lewe. In die moeilikste van omstandighede kan ons onthou dat God daar is. In 1984 het die politieke kommentator George Stephanopoulos na Sudan gereis en hy het daar gewerk saam met 'n organisasie Save the Children. Want vlugtelingkampe is een van die plekke waar die meeste tragedies in die wêreld plaasvind. Armoede, siekte, hopeloosheid. En dan vertel hy self, hy sê dat hy daar gewerk het 1 Desember onder andere, en daar was 'n klomp Ethiopiese vlugtelinge, en hulle het 'n kerk gebou uit kartonne en stokke, en op Kersdag het mense hierdie tydelike kerkie volgemaak, vreugdegesange gesing en tot God gebid. Te midde van lyding, te midde van nood, te midde van huisloos wees, landloos wees, niks hê nie, het hulle 'n plek gehad waar hulle God kon ontmoet. Waar hulle, soos Jesaja 63 vers 7 sê, 'n lys kon maak van God se goedheid en God se grootheid en God se daar wees. In die Message vertaling skryf is daar geskrywe, I'll make a list of God's gracious dealings. All the things he has done that need praising. All the generous bounties of God. His great goodness to the family of Israel. Compassion, lavished, love, extravagant.
As ons nou vandag hier moet sit, aan die einde van 2025, en jy moet 'n lysie maak van dinge wat God doen, wat goed is vir jou, wat sou jy neerskryf? Watter 5 dinge sou jy neerskryf van God se liefde, God se goedheid in jou lewe? God het Jesus in Jesaja kom waarmaak. In Jesus het God kom bewys dat dit wat hy in Jesaja beloof het, is waar. Ons het die voorreg om Jesus se lewe te ken, na Kerstyd te leef, om sy geboorte, sy lewe, sy preke, sy wonderwerke, sy kruisdood, sy opstanding uit die dood te kan sien. Israel het hierdie belofte gehad, waarna hulle vasgehou het. So he became their savior. In all their troubles, he was troubled too. He didn't send someone else to help them. He did it himself, in person. Out of his own love, he redeemed them. He rescued them and carried them along for a long time. God het Israel gered uit hulle nood. Hy was nie hulle vyand nie, dis hy wat hulle gered het. Hy was self die engel wat gekom het vir hulle redding. Iemand skryf een keer vir Billy Graham, die groot evangelis, 'n brief, en vra, why wasn't Jesus born into a wealthy or powerful family, instead of being poor and insignificant? I started thinking about a few months ago, when we celebrated Christmas, and it seems more like Jesus would have had a much better influence if he was born a king, for example. En dan antwoord Billy Graham hierdie persoon se brief, don't forget, no other person has as much influence in the last 2,000 years as Jesus. Who would begin to count the hospitals that have been built, the orphanages that have been founded in his name? Who will count the millions of lives that have been changed because of him? Would Christ even had more influence if he had been born in a powerful or wealthy family? I doubt it. Yes, people might have paid more attention to him, but for the wrong reasons. Following him only because he was rich or powerful. That would have been wrong. His influence might not have lasted beyond his time on earth. Being born into a poor family in an insignificant corner of the Roman Empire, Jesus demonstrated the depth of God's love for us. No matter who we are, he left heaven's glory for you. And therefore I must ask, have you responded by making him the king of your heart and your life? Billy Graham is reg, want Jesus is die redder van almal. Daarom verwag hy dat ons ook 'n lig sal wees vir ander mense. Ja, want waar Christus is daar lig, is daar hoop, is daar lewe. Daar was 'n koning wat in Persië geleef het, en die mense was baie lief vir hom. En hy was baie lief vir sy mense, en daarom wou hy weet hoe mense gelewe het. En hy het ook moeite gedoen om by hulle uit te kom. Bedink was het hom dan aangetrek soos 'n bedelaar of 'n werker, en na mense se huise toe gegaan. Ja, selfs by die armes. En niemand het op daai stadium geweet dat hy koning is nie. Een keer het hy gegaan met 'n baie arm man, wat onder in 'n kelder gebly het, geëet, saam harde korsie brood, maar net bietjie water by, en baie vriendelik het hy die man bemoedig en hom moed ingepraat. Toe hy uitstap, vra die man vir hom, wie is jy? En toe antwoord hy sê, ek is jou koning. En toe dog hy dat hierdie man vir hom een of ander guns gaan vra, want hy was mos nou arm, en die koning is ryk. En toe sê die arme man die volgende, hy sê, jy het die paleis en die glorie verlaat, om saam met my in hierdie donker woning te kom kuier. Jy het ou brood saam met my geëet, water saam met my gedrink. Jy het vir my blydskap gebring. Vir ander het jy geskenke gegee, maar vir my het jy jouself gegee, en daarin sal ek vashou. Dis die storie van God, van Jesus, Immanuel, God met ons, God wat by ons, onder ons, tussen ons kom woon. Die storie van Jesus wat lig bring, wat hoop bring, wat vir ons Immanuel is. Ja, God wat ons kom help in ons nood, wat self mens word en tussen ons kom woon. Eenmiddag twee klein seentjies, Thomas en Steven,
vir hulle oupa gou hulle wipplank gewys het, hulle pa in die agtertuin gemaak het, en oupa het sê, kom ons probeer dit. Aan die een kant sit hy, en aan die ander kant die twee seentjies, maar duidelik was daar 'n groot verskil in gewig gewees, en die seentjies in die lug bly hang. Want oupa se kant was vas op die grond, en maak nie saak wat hulle twee doen nie, daar was nie beweging nie. En toe sê klein Steven vir sy oupa, oupa, in die middel, kom na die middel toe, dat ons nie afval nie. Hulle het lekker saam gespeel toe oupa middel toe skuif, maar toe was het skielik meer in balans en kon die wipplank wip. God beweeg na ons middel toe. God kom na ons toe, na die middel van ons bestaan toe, dat ons hom kan ken en saam met hom kan lewe. Dis wat Jesaja vir ons sê, dat God vir ons lig en hoop bring. As jy nou 'n lys moet maak van God se liefde, wat gaan jy daarop skryf? I'll make a list of God's gracious dealings, all the things he's done that need praising, all the generous bounties of God, his great goodness to the family of Israel, compassion lavished, love extravagant. Ek sal die troue liefde van die Here verkondig, die roemryke dade van wat hy alles vir ons gedoen het, sy grootheid vir Israel, sy genade, sy groot liefde. Hemelse Vader, dankie dat ons in u liefde kan lewe. Dankie dat ons u genade en u hoop kan deel met die wêreld daar buite. Here, vou ons toe in die liefde en u genade. Vou ons toe met hoop, met krag. Ja, Here, vou ons toe met 'n boodskap van lewe, dat ons dit ook in die wêreld sal bring. Ons kyk om ons en daar's baie nood, daar's baie swaar, daar's baie seer. Mag ons daar ook nuwe hoop, nuwe vreugde, nuwe lewe bring. Here, soms weet ons nie hoe nie, soms voel ons magteloos en radeloos. Mag ons steeds vashou aan u, met u krag ook by ander mense gaan wees, al sit ons net en luister, al hou ons net 'n hand vas en troos. Here, as ons op ander maniere kan help, maak ons oë ook daarvoor oop, ons hande, ons voete, ons monde, ons harte, dat ons sal hoop bring in die wêreld. Dankie dat ons vir mekaar kan bid as gemeente, kan bid vir hulle wat siek is, wat seer het. Here, mag hulle ook u krag en u heerlikheid in hierdie tyd beleef, u genesing. Here, u troos, u vrede vir hulle wat bang en bekommerd is. Ons bid ook vir ons land, vir ons wêreld. Here, u is die Almagtige. U is ons God in Jesus Christus se naam. Amen. Mag die genade van ons Hemelse Vader, mag die liefde van Jesus Christus en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees by elkeen wesen bly. Amen. Hallelujah.
Thank you.